Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se Woensdaande Bybelbespreking. Welkom terug, pastoor. Baie dankie Hendrie, dit is altyd lekker om hier te wees, né? Ja nee, is lekker gewees. Dink ons vanaand deel 7 van die gawes van die Gees. Ja, en ek dink vanaand is dit wat ons klaarmaak met die gawes van die Heilige Gees. Ja, ons gaan die laaste 2 bespreek vanaand. Ja, voordat ons met die bespreking begin, ek het 'n vraag gekry van iemand wat vir my gevra het, daar's 9 gawes en hoe word hulle ingedeel, die 3 hoofgroepe. So ek wil dit net vanaand vir die luisteraars deurgee. Die gawes van die Heilige Gees is 9 gawes wat in 3 groepe gedeel is. Eerst wat ons kry is die spraakgawes. Hierdie is die gawe van om te kan kommunikeer op 'n bo-natuurlike wyse, die gawe van profesie, die allerhande tale en die uitleg van tale. Dan die openbaringsgawes. Hierdie is die gawes waardeur dinge aan ons bekend gemaak word wat andersins vir ons verborge sou bly. 'n Woord van wysheid, 'n woord van kennis en onderskeiding van geeste. Dan die gawes van krag. Hierdie gawes van krag demonstreer die skepende krag van God wat deur 'n mens gekanaliseer word. Hierdie word ook in 3 dan opgedeel: die gawes van geloof, gawe van gesondmaking en werking van kragte. Weereens, hierdie is alles bo-natuurlike kragte van die Heilige Gees, nie van die mens nie. 100%. Ja, glo pastoor het daai persoon se vraag mooi beantwoord. Ag nee, dit is belangrik. Kom ons gesels dan vanaand oor die gawe van kragte. Soos ek gesê het, hierdie gawe van kragte demonstreer die skepende krag van God wat deur my en jou funksioneer. Die Heilige Gees aktiveer daardie gawe wat dan deur my en jou kanaliseer na die mens buitekant toe. Nou, die krag om wonderwerke te doen. En dis wat baie mense nie besef nie. Hier is die krag om sekere wonderwerke te laat plaasvind. As jy gaan kyk, die gawe van gesondmaking. Dis nie my gawe nie, dis 'n bo-natuurlike krag wat deur ons vloei wanneer ons vir iemand bid, wanneer die Heilige Gees deur ons werk, asook die werking van die kragte wat dan daardie gawe aktiveer. Die gawe van wonders vind plaas wanneer 'n natuurwend of wyle opgehef word en wonderwerke plaasvind wat nie met ons as menslike verstand verduidelik kan word. Met ander woorde is 'n bo-natuurlike krag wat deur ons werk. Dis nie 'n natuurlike menslike aksie nie. Hierdie is soos gesondmaking, die uitleg, jou gawe van geloof, al daardie. Dis 'n bo-natuurlike krag wat deur my en jou funksioneer. Dit is 'n besondere werking van die Gees waar die krag en die mag van God groter en sterker is as enige teenwoordige mag. Aan die ander woord, God deur hierdie werking van kragte openbaar God wie hy is en die almag van God wat deur my en jou funksioneer. Ja nee, ek stem saam met dit dat dit die almag, die grootheid van God wys, veral spesifiek die gawe van kragte. Ja, dis nie my krag nie. Ek sê altyd vir mense, onthou, dis nie ek nie. Moet nooit na my se persoon kyk nie, maar kyk na die een wie ek kan bid. Alle mag, alle gesag, alles as aan hom gegee. En wanneer ek en jy in diens van God staan, opereer daardie gawe kragtig deur ons. Dis nie ek nie. Dis nie jy wat vir iemand wat gebid het vir gesond maak nie. Dis die krag van geloof waarin jy staan in Christus Jesus wat daardie krag deur jou laat funksioneer in goed. Ja nee, 100%. Ek stem saam met wat pastoor daarso sê. Dan kom ons kyk na die wonderwerke van Jesus. Dit is seker een van die mooiste voorbeelde. Dis 'n kragtige bo-natuurlike krag wat deur Jesus gevloei het. En jy kan baie daarvan lees. Al die wonderwerke in die 4 synoptiese evangelies wat aangeteken is. Ek gaan net so 3 vinnig aanhaal. Johannes 2 wat jy kan gelees. Johannes 6 vers 1 tot 14 en dan Johannes 6 vers 16 tot 21. Dis bo-natuurlike krag wat daar gefunksioneer het. Nie 'n menslike krag nie uit die mens nie, maar uit God. Ja nee, hoe ek het sien wat ek oor die gawe van kragte gedink het, of het hang nou af van wat se vertaling lees jy. Nuwe vertalings praat van wonders, of ja, as ek reg kan onthou, praat van kragte, die ou vertaling, die nuwe vertaling praat van wonders. Ja. Maar nou as jy daarna kyk en daaroor dink, al die gawes van die Gees
is wonders, want dit is 'n bonatuurlike manifestasie. Enigiets wat bonatuurlik is wonders. So toe het ek nou begin dink, hoekom sou Paulus spesifiek kragte of wonders op sy eie genoem het? En om dit te gedoen het, beteken dit is nie soos die ander is nie, want hoekom sou hy dit apart geskryf, ou sou hom net uitgelos het. So toe dit my bietjie laat dieper dink oor hoekom Paulus dit spesifiek sou genoem het, as dit nie basies deel is van hierdie ander wonderwerke nie. Hoekom het hy dit op sy eie genoem? En met dieper ondersoek het ek agtergekom, mens gaan moet na die Grieks kyk vir dit. Ja. Maar ek wil nou nie vanaand in daai teologiese diepte ingaan nie, maar net om te noem is, daar's 4 verskillende Griekse woorde wat die verskillende wonderwerke beskryf. Nou die spesifieke Griekse woord wat hierdie wonderwerk van kragte beskryf, is soos 'n ontploffing, of soos iets wow, of soos iets wat asemrowend is, soos die Engelsman sal sê jaw-dropping is, dis daai ding wat wow is. Nou, soos, as ek dit in my eie woorde kan sê, ek wil sê dis 'n groot tipe wonderwerk, dis nie 'n klein wonderwerk nie. Nou mense gaan sê, is enige wonderwerk nie 'n groot wonderwerk nie, maar ek bedoel dit nou in menslike opinie. Byvoorbeeld, as jy aan die einde van die maand kom, jou salaris is klaar, jy het nie baie geld oor nie, en jy kort dalk nog bietjie kos om deur die maand te kom, en jy dalk het R50 of R100 oor, en jy kom in die winkel en alles is, wat jy nodig het, is byvoorbeeld op uitverkope of specials, wat ons sal sê. Dit is 'n wonderwerk, want die Here het jou gebed gehoor, Here, ek het net hierdie R100, maar ek moet deur die maand kom. Maar dit is nie daai ding wat almal in verwondering staan en wonder, hoe dit nou gebeur nie. Nou, die gawe van kragte is vir my, waar jy van dit lees soos 'n voorbeeld, waar dit 'n groot wonderwerk vir my is byvoorbeeld as jy gaan kyk na Moses toe hy die Rooi See laat oopkloof het. Daai ding, jy weet, dit, as jy voor die see staan, wat so 'n wonderwerk moet dit wees, as daai see moet oopkloof en jy stap op droë grond deur, die mure van die water staan so langs jou. As jy nou 'n verbeelding het, kan jy dalk nog die visse so in die water ook insien. Dit is wow. Of soos toe, wat pastoor sê, Jesus se wonderwerke, Lazarus uit die dood uit opwek. Hy het al begin ontbind, hy het begin stink. Daai is 'n wow, jaw-dropping wonderwerk, want dit is nie iets normaals nie. En 'n skrif wat my ook laat besef het, dit is anders, en ek het ook agtergekom in Markus 6 vers 5. Nou die woord wat hier vir krag gebruik word in Grieks is dieselfde woord wat in 1 Korintiërs 12 gebruik word vir dit. Is toe Jesus in Nasaret gekom het. Ek wil net vandag daai vers 5 lees, en hy sê hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê het en hulle gesond gemaak het. So jy sien, toe Jesus in Nasaret gekom het, het hy mense gesond gemaak. Dit was 'n wonderwerk. Ja. Maar hy kon nie kragte werk nie. So dit sê vir my, hy het wonderwerke gedoen soos mense gesond gemaak en so, maar hy het nie daai wow faktore, daai jaw-dropping se Engelsman sê wonderwerke gedoen. Soos wat ons sal sê nie. Ja, nee, verseker. Ek meen, jy kan ook kyk na die wonderwerke van Jesus se disippels. En hier kan jy Petrus aanhaal byvoorbeeld. Net Petrus se skaduwee. Ek meen, as jy skaduwee op iemand val en hy word gesond, dis 'n bonatuurlike krag wat daar vloei. Ja. En jy kan verder gaan lees, jy kan Handelinge 5 vers 16 gaan lees, Handelinge 3 vers 1 tot, Handelinge 3 vers 1 tot 10, Romeine 15 vers 18 tot 19. Hier is maar 'n paar van die geestelike kragte waarna ons kan verwys. Die bonatuurlike gawe van kragte wat deur die disippels gevloei het om mense aan te raak. Soos jy sê, dis daai van, ek meen, ek sou dit begeer het om te loop en my skaduwee val op iemand en hy word gesond. Dis like ek dink die mense moes gestaan het, wat dis daardie gawe waarvan ons praat. Ja, dis iets absoluut. Jy kan nie glo wat jou oë nou hier sien nie. ek meen, as iemand verby my loop en sy skadu val en daai ou is dodelik siek en hy vlieg op en hy's gesond, ek gaan baie mooi daarna kyk. Dalk nog bietjie wegbeweeg, maar dis iets wat jy nie sien nie, jy weet. So dis die krag waarvan ons hier praat. Dis 'n bonatuurlike krag wat in aksie is op daai spesifieke oomblik. Ja nee, 100%. En ons kan verder gaan en ons kan bietjie kyk na 'n paar wat in die Bybel genoem word. Die bonatuurlike krag van wysheid. Baie keer praat jy met iemand en jy sê, Here, gee my net, en iewes skielik kom dan net daai en daai persoon staan so in verwondering en sê, waar kom jy aan dit? Jy weet, dis deel van die gawes van die Gees. Dis 'n bonatuurlike gawe. En lyk my, ek het my goed amper nou die mekaar hierso.
kennis, geloof, genesing, wonderwerke. Soos jy sê, daar's van die wonderwerke waar Jesus gekom het, en hy sê, maar hy het nie die krag gehad nie. En dan kom soos wat Lazarus, kyk, as iemand in 'n graf is, en dan word gebid, en hy staan op, een van twee dinge, of jy gaan, wow, of jy gaan toonklap en sê, hier's iets bo-natuurlik aan die gang. Maar veral Lazarus, kyk, jy lees van 'n paar gevalle wat mense lewend gemaak is in die Bybel. Die ou profete, Jesus self het daai meisiekind gesond gemaak en dan lewend gemaak en dan ook vir Lazarus. Nou vir Lazarus spesifiek was vir my weer hierdie groot ene, want Ja. die Bybel sê spesifiek hy het al begin stink. Dit is verby vir hom. Jy kan nie eers 'n dispuut hê dat daai ou nog dalk net geslaap het of hy net bietjie siek was. Nee. Hy was gone gewees. En dit is waar hierdie gawe inkom, is daai kragtige. Wow, ek meen nie, hy roep hom en hy sê Lazarus kom uit, en ons moet ook baie mooi gaan kyk. Nou daar's meer as een in daardie graf gewees. Daarom het die Here spesifiek vir Lazarus gesê, kom uit. En hier kom hy uitgestap. Nee, kyk, ek wil nou nie saaks wees nie. Ek dink nie ek sou dalk daar gewees het nie, hoor. Sjoe, pastoor het my nou iets gegee om aan te dink, hoor. Wat? Maar ek sal nou dit noem. Ja, dit was nou goed geweest wat pastoor nou gesê het dat daar meer as een in die graf was, want daar's iets wat ek aan gedink het en dit bevestig nogal dit wat ek glo. Maar ek sal nou daaroor gesels. Ja, weer eens, dit wys jy daai krag van daardie gawe wat gefunksioneer het, né? Wonderwerke, profesie, onderskeidingsvermoë, tale, interpretasie van tale, die vermoë om tale te interpreteer wat nie van natuur bekend is nie. 1 Korintiërs 12 vers 10 sê dit vir jou. Aksies. So daar's baie, ek wil amper vir jou sê, dis 'n baie bo-natuurlike krag. Dis nie 'n menslike krag nie. Dis nie ek tel iets met, dis 'n goddelike krag wat op daardie oomblik funksioneer. En ek dink Lazarus, waar Moses, dit is vir my wanneer daardie gawe die mooiste in die Bybel bekend gemaak word. Ek meen self pastoor toe Moses die rots of die klip geslaan het en daar vloei water uit. En hier sien jy hierdie groot klip, ons as mense weet, dit is onmoontlik vir water om uit 'n klip uit te kom, en soos dat ek al gekyk het wat die party argeoloë daar gaan kyk het na daai plek wat hulle dink dit is, hulle sê daai water het met krag uitgekom, want dit het erosie veroorsaak, so dit was nie net 'n ou bietjie druppeltjies wat daar uitgekom het nie. Ja, en ek meen dis buite die natuurwette, kom ons stel dit so. 100%. En ek meen om te sterf en jy maak iemand gesond na 3 dae, dit is buite natuurwette, en dit is waar hierdie krag geopenbaar word. Ek dink selfs een wat jy ook na kan kyk is, nou dat ek aan dink is toe Jesus die storm stil gemaak het. Dink net jy staan nou hierso 'n tornado op pad en iemand sê vir daai tornado hy moet nou weggaan in die naam van Jesus Christus, en na breek die tornado net op. Men, wat het die disippels gesê? Wie is hierdie man dat hy tot ewen die storms beveel? Dis daardie gawe van hy kragtige daad wat daar plaasgevind het. 100%. En dis iets, ek dink ons verstaan dit mooi nie. Dit demonstreer ook vir my die almag van God. Ja. God is nie aan natuurwette gekoppel nie. En dis waar hierdie gawe vir my die mooiste geopenbaar word. Dis absoluut teen natuurwette. Ja wel, God kan nie gebonde wees aan dit wat hy gemaak het nie. Dis Hy is hoekom hy buite die God is. skepping. Ja. Amen. Nou kom ons kyk. Die Heilige Gees. Hoe ontvang ons hierdie? Eerstens, jy moet die Heilige Gees in jou lewe hê. 100%. Jy gaan dit nie deur jou gefunksioneer kry as jy nie 'n wedergebore kind van God is en jouself beskikbaar gestel het vir God, sodat daardie Heilige Gees deur jou kan. Met ander woorde, jy moet diensbaar wees vir God. Maar eerstens die Heilige Gees, die goddelike teenwoordigheid en krag van God wat in en deur gelowiges werk. Handelinge 1 vers 8. Dan die ander een wat vir my baie mooi ook is, wat ons baie keer miskry, is die kragtige werke van die engele. Dis 'n bonatuurlike krag wat plaasvind. Ek meen, kom ons vat. Daar bid, ek nou sy naam vergeet, en hy sê, Here, maar ons is omring, ons kan dit nie maak daar nie. waar daai een engel oor die 100,000 mense dood. Hy kom en hy maak 185 met, dis 'n bonatuurlike krag wat daar gefunksioneer het. Ja. Baie keer bid ons en jy moet deur 'n gevaarlike plek loop en jy sê, Here, ek het beskerming nodig. Stuur u engele. Dis 'n bonatuurlike krag wat daar plaasvind. En ons kyk dit baie keer mis.
Ja. Hy sê, engele, geestelike wesens wat dien as boodskappers en agente van God se wil. Hebreërs 1 vers 14. Die krag van gebed, die vermoë om met God te kommunikeer en bonatuurlike resultate te sien. Matteus 7 vers 7 tot 8. Die woord van God, die goddelike gesag en krag van die skrif om gelowiges te transformeer en te lei. Hebreërs 4 vers 12 sê dit vir ons baie mooi. En dan een wat vir my baie misgekyk word, is die bloed van Christus Jesus. Die reiniging en die krag van dit. Daardie bloed is 'n bonatuurlike bloed wat my en jou losgekoop het. Dis 'n bonatuurlike krag wat daar gevloei het. Hy sê, die offer dood van Jesus Christus wat vergifnis, verlossing, oorwinning oor sonde en Satan verskaf. Openbaring 12 vers 1. Dis nogal goed wat pastoor nou gesê, as jy daaraan dink, daai oomblik toe Jesus sterf van die kruis, moes ook hierdie ontploffing, hierdie asemberowe ding. Die Bybel sê die aarde het geskud. Dit het donker geword, die voorhangsel het geskeur, die grafte, Dis 'n bonatuurlike gebeurtenis. Op daai oomblik moes daai mense geweet het, kyk, ons is nou verkeerd gewees. Ek meen, die offisier wat daar gestaan by Jesus se kruising het gesê, dis die seun van God, want daardie bonatuurlike krag wat die aarde geskit het, die duisternis, die skeur, ek dink daardie Joodse leiers op daai stadium moes regtig besef het, kyk, nou het ons aangejaag. Ja, Want is hierdie, weer eens, dis buite natuurwette wat hierdie krag gefunksioneer het. En dis die wow van hierdie een. Ja, nee, 100%, sure. Pastoor, nog iets daar vir ons oor het? Nee, nou is dit jou beurt. Ek het nou gepraat. Ek het nou 'n paar kripnotes hier gegooi, so dis jou beurt. Ja, nee, ek het nie meer eintlik veel om oor die gawe van kragte te praat nie. Ek dink ons het dit redelik opgesom vir my. Ek het nie iets nog om dit te sê nie. Ek dink ons het dit redelik vasgevang wat dit is. In kort opgesom, wat dit is die bonatuurlike krag van die Heilige Gees. Dan die volgende een wat ons nog gaan kyk is die gawe van geloof. Ja, dit was vir my 'n baie interessante een gewees om na te kyk hoor. Want vir my, die gawe van geloof is 'n bonatuurlike bekragtiging deur die Heilige Gees om te glo vir iets wat buite jou geestelike volwassenheid vlak is. Dit is wat ek dink dit is. En met ander woorde, God gee vir jou 'n bonatuurlike geloof op daai oomblik, omdat jou eie geloof nie sterk genoeg is om vir iets spesifiek te glo in daai sekere tyd of oomblik nie. En dit wil vir my ook voorkom, God gee dit vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke doel en dan is dit weer weg. Dit is nie iets wat vir altyd saam met jou bly, dat jy die heeltyd hierdie bonatuurlike geloof het nie. En 'n voorbeeld vir my van dit is, as ek in die Bybel gaan lees het, was daai vrou wat aan Jesus geraak het, wat aan bloedvloeiing gelei het. As ek daai stuk lees in die Bybel vir my persoonlik, pastoor, daai vrou het geweet omdat sy weet, as ek nou aan Jesus se kleed gaan raak, gaan ek gesond word. En nou moet jy besef, daai vrou het nog nie geestelik gegroei of enigiets. So sy moes 'n bonatuurlike geloof gehad het en sy het geweet, as ek net deur hierdie mense kan verbykom, as ek net aan sy kleed gaan raak. Daai was 'n bonatuurlike geloof wat bokant haar geestelike vlak vir my was en as ek dit moet opsom, dit is wat ek dink wat dit is. En 'n ander ding wat ek agtergekom het terwyl ek hierdie naslaan werk gedoen het vir die gawe van geloof, het ek agtergekom, dit is die gawe wat die minste plaasvind in die Bybel. En hoekom ek so sê is, en of die rede hoekom ek dink die gawe van geloof kom so min voor is, want ons moet een ding besef, die gawe van geloof is 'n bonatuurlike geloof. En dan net ons geloof wat ons het is 'n natuurlike geloof. En die ding is, ons moet besef, ons natuurlike geloof wil God hê ons moet ingroei. Dis hoekom sê hy, geloof kom deur om die woord van God te hoor. En jy lees op baie plekke dat God wil hê ons moet geestelik groei. Ons moet daarin groei in ons natuurlike geloof, maar die bonatuurlike geloof is nie so nie. Hy's klaar perfek wanneer jy hom kry van die Heilige Gees af. So ek dink dis hoekom ek gesê dit manifesteer wanneer jy nie jou geestelike vlak nog nie daar sou wat moet wees nie, maar jy kort daai geloof vir iets om plaas te vind. Dan kry jy dit, en wanneer jy daai geloof het ontvang, dan twyfel jy glad nie in dit nie. Dis soos daai vrou, jy weet omdat jy weet, dit gaan so wees. En 'n rede vir my is hoekom ek dink dit so skaars voorkom in die Bybel vir my, dat jy nie so baie van dit lees nie, is omrede God wil hê ons moet geestelik groei. God wil hê ons moet groei in ons geloof. As God die heeltyd vir ons die gawe van geloof gee, so jy nie daai begeerte gehad het
om geestelik te groei, om jou geloof te groei, om meer tyd saam met God deur te bring, meer tyd in God se woord deurgebring nie. En dis hoekom dit ook belangrik is om kerk toe te kom, want nou hoor jy die woord van God en so groei jou geloof ook. En as God die hele tyd vir jou daai perfekte geloof gegee het, sou jy dit nie daarna gestrewe het om persoonlik ook te gegroei het, nê? Amen. Amen. Ek het hom so opgesom, Henry. Die gawe van geloof is 'n bo-natuurlike vermoë om God te vertrou en in sy beloftes te glo, selfs wanneer omstandighede onmoontlik of onseker lyk. Met ander woorde, dis die bo-natuurlike vermoë om God te vertrou. Ons het ons gewone geloof, soos wat jy gesê het, ek glo in God. Maar wanneer ek in 'n moeilike omstandighede is, dan maak ek staat op daardie gawe. En ek bid en ek sê, Here, ek het U nodig in hierdie omstandighede. En ek glo en ek vertrou dat God vir my die uitkoms gaan stuur. So, ek wil amper sê, dit is wanneer ons in 'n spesifieke situasie is, waar ons as mens niks kan verander nie. En ek nader op daardie oomblik en ek glo en vertrou dat God vir my die deurbraak sal gee. Maar nou, dis nou wat ek wil sê, wat 'n mens moet besef is, nee, pastoor, as jy die gawe van geloof dan ontvang, selfs soos met 'n gawe van genesing. As jy die gawe van genesing ontvang, dis nie soos wanneer jy bid vir iemand nie. Sodra daai salwing op jou kom en jy raak iemand aan, word daai persoon gesond, want dan het jy die gawe ontvang. Hy moet gesond word. Selfs so in daai situasie wanneer jy bid en jy vra vir die Here om jou daai geloof te gee om deur daai situasie te kom. Glo ek, jy gaan weet omdat jy weet God gaan deurkom. Jy weet dalk nie hoe of wanneer nie, maar jy weet 100% God gaan vir jou deurkom in daai situasie sonder twyfel, want ek glo omdat dit 'n gawe is van die Heilige Gees af, moet dit perfek wees. So ek glo as jy net 'n bietjie twyfel dan het, was dit nie die gawe van geloof wat jy ontvang het nie. Ja, wel Henry, kom ons vat. Ek dink dis iets wat ek wil amper sê, kom ons vat 'n voorbeeld. Ek weet van mense wat in 'n gewapende roof was en op daai oomblik toe sê die persoon, Here, help my, red my. En toe die persoon nie sneller trek, het die patroon nie afgegaan nie. En hy het weer gegaan, hy het hom weer gespan. En weer, ek dink dit is wanneer daai geloof omkom. Dit is 'n buitengewone omstandigheid, wat jy nou sê, God, ek het U nodig. En jy sit jou volle vertroue, alles in, dat God jou gaan help. Ja. En weer eens, nou sê baie mense, maar iemand het dit gevra en dit het nie gebeur nie. Dit is weer eens 'n gawe wat bo-natuurlik. Ek kan nie kies wanneer daai gawe gaan funksioneer nie. Ja, maar dis wat ek nou net wou gesê het, en ek stem saam met pastoor, 'n gawe, as sodra daai salwing op jou kom vir die gawe, moet dit gebeur. Ja. As dit nie gebeur nie en jy bid vir iemand, het jy vir iemand gebid net omdat jy bid. Dit was nie want die Here beveel ons, byvoorbeeld ons laasweek gesê het, die ouderlinge moet vir die siekes bid. Amen. Ons moet bid. Maar as jy die gawe ontvang het van genesing, as jy vir daai persoon bid, gaan hy gesond Gaan hy word. gesond word. En dis wanneer daai gawe deur Yes. jou werk. Dis 'n buitenatuurlike. Yes, 100%. Jy beplan nie, dit gebeur en dis wanneer daai gawe En dit is, deur jou. man, dit is dan 'n wonderwerk wat plaasvind. Dit is wanneer jy dis die verskil tussen bid en die gawe. Die gawe is 'n bonatuurlike gebeurtenis, hy vind plaas onmiddellik. Ja. Ander keer bid ons net en vra die Here laat sy wil geskied. En dis wat ek sê, dit jy kan nie byvoorbeeld nou, ek is werkloos, nou bid ek, en nou sê dis die gawe van geloof, as ek werk kry nie. Nee, dit is wanneer jy, ek wil amper sê, baie keer sê, wanneer jy in 'n gevaarsituasie is, en jy bid, daardie skietgebed wat baie bid, en jy word gered, dan is dit daai gawe van geloof, want jy sit jou volle vertroue, niemand anders kan jou help nie, behalwe die bonatuurlike krag van God nie. Ja, absoluut pastoor. Nee, ek stem saam. Dit is eintlik 'n mooi voorbeeld van dit. Ja. In so 'n geval. Veral miskien ook, soos wat ek sê, dit stem vir my ooreen wat ek lees ook so gesê met die vrou wat van bloedvloeiing gelei het. Maak vir my sin dat as jy daai bonatuurlike geloof ontvang op daai oomblik, dan kom die Here vir jou deur en daar's 'n wonderwerk wat plaasvind, soos die geweer wat nie afgaan nie. Ja. Ek meen, ek het dit weer die gawe van geloof, jou natuurlike geloof, soos wat jy gesê het, wanneer ek en jy, ons staan in geloof, dis my natuurlike geloof, my liefde vir God wat ek het, gebaseer op die kruisdood en dit wat God vir my doen. Dan kom die bonatuurlike geloof, so jy gesê daai skietgebed wat jy nou opsê, Here, ek is nou in die moeilikheid, ek gaan, of jy sien jy kom in hierdie ongeluk en jy weet daar's net een wat jou kan red. En sê, Here, help my. Dis daardie bonatuurlike geloof. Jy erken op daardie oomblik, daar's niemand anderste wat jou nou kan help
behalwe God nie. En jy sit jou volle lewe, jou volle alles in God se hand op daai oomblik en hy kom deur vir jou en hy red jou. Ja, sure. En ek wil amper sê Hebreërs 11 vers 1 tot 6, som dit vir my baie mooi ook op. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat ons gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat hulle daarmee lof aangaande mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Weereens, die wêreld, God het gespreek. Dis 'n bonatuurlike gebeurtenis, die skepping van die wêreld. Dis een van die mooiste voorbeelde. Hy het gespreek en dit het plaasgevind. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterwe. Deur geloof is Henog weggeneem. Daar's nog 'n baie mooi voorbeeld. Sodat hy nie dood gesien het nie. Hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Dit is om God se woord te neem. As God iets gesê het, dan aanvaar jy dit as die waarheid en handel daarvolgens. Nou, ek het verskillende gelowe wat ek wil net vanaand bietjie wil bespreek. Een, tydelike geloof. Vertrou God soos benodig. Met ander woorde, dis ons tydelike geloof. Here, ek het probleem, ek het nie werk nie. Nou bid ons. God gee deurkoms. Dis die tydelike geloof waarvan jy praat het. En dit kan ons gaan lees in Lukas 9 vers 13. Historiese geloof. Blote kennis van die skrif of verstandelike ineenstemming oor die korrektheid van historiese feite of Bybelwaarhede. En jy kan Jakobus 2 vers 19 gaan lees. Ek en jy glo in die Bybel, dis die woord van God, en dit wat in die woord staan is die waarheid. En as kan in Genesis, jy verwys na die kloof van die rots, dis historiese geloof. Ons glo dit is die waarheid. Dat dit wat God daar sê, is die volle waarheid. Ja. Dis ons historiese geloof van dit wat in die verlede gebeur het. Ek moet net die 3 verskillende gelowe aanhaal Ja. om net te verstaan. Dan kry jy die saligmakende geloof. Saligmakende geloof is om God te vertrou dat jy jou lewe gaan aanraak en nuut maak. Efesiërs 2 verse. Dit ons wedergeboortenis. Yes. En dan kom die ander een waaroor ons nou nog gepraat, die bonatuurlike geloof in daardie situasie waarin jy jou nou bevind en jy sit alles in God. Dit is die gawe. Dis die gawe. Yes, 100%. So ons moet onderskei tussen die 4 tipe gelowe om die gawe van geloof te kan verstaan. Ja. En as jy nie die onderskeid het, vind jy dit moeilik om te verstaan die gawe van geloof. Maar ek glo, dis nie 'n gawe van geloof nie. Ja. Histories, ek glo in die woord van God, want dit is wat God vir my gegee het. So ek glo daarin, maar dis nie die gawe van geloof nie. En net so is die saligmakende geloof, jou saligheid. Ek glo dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. Ja. En daardeur ontvang ek die gawe wat baie keer deur die opereer vir die bonatuurlike geloof op daardie oomblik. Ek het hom nou nodig en hy stuur sy uitkoms. Ja, nie 100%. Maar ek dink met enige iets en om te weet of dit 'n gawe is wat manifesteer, dit is 'n bonatuurlike wonderwerk. Dit is nie kan beskryf nie. Dit is dan 'n gawe wat funksioneer. Sodra jy vir iemand bid, hy word nie gesond nie, of jy dan bid jy vir die en so, dit is ons bid vir mense, dis wat God ons beveel. Ek gebruik dit nou maar net as 'n voorbeeld. Maar geloof, genesing, tale praat, al daai goed is bonatuurlike manifestasies. Yes, want dis die Heilige Gees, die natuurlike die gawes van die Heilige Gees is bonatuurlike kragte wat nou funksioneer. En dis klaar. Ja, ek wil vandag iets noem en kom ek gee net 'n voorbeeld van dit, van geloof. Sorry ek val pastoor nou Nee. daar. In Handelinge 3 waar Petrus, ek dink dit was Petrus en Johannes, as ek reg onthou was hulle op pad tempel toe. Toe was daar 'n verlamde man gewees
En wat gebeur hulle het vir geld. Toe het Petrus vir hom gesê, goud en silwer het ek nie. Basies het hy vir hom gesê, ek kan nie sy presiese woorde, maar dit wat ek het is beter as dit. Ja. Toe ons sy hand gevat en gesê, staan op en loop, en hy was gesond Dis 'n gewees. bonatuurlike gawe. Nou wat vir my interessant is, as jy verder lees in vers 16, dan sê Petrus, dit was geloof gewees in Jesus Christus. Nou wat vir my interessant was, hy het dit net op daai oomblik gedoen. So daai was 'n bonatuurlike geloof wat plaasgevind. Hy het geweet omdat hy weet, as ek hierdie man nou optrek, gaan hy gesond wees. En dit was net vir daai oomblik. Jy lees hom nie uit na ander mense toe gaan, Nee. na ander hekke toe gegaan, die ander daar genees nie. Dit was net vir daai persoon, net op daai oomblik. Hy het op daai oomblik daai gawe ontvang, daai salwing ontvang van die Heilige Gees, en dit het plaasgevind. En dit is wat ek wou terugkom wat pastoor gesê het nou met Jesus en Lazarus. Dit was natuurlik 'n spesifieke rede vir 'n spesifieke doel vir Lazarus. Dis hoekom dit is hoekom ek gesê, dit was my interessant, want hy het net vir Lazarus uitgeroep. Hy het nie die ander uitgeroep. Want ons het almal uitgekom het. Yes. So weer eens is spesifiek geweest vir 'n spesifieke doel. Maar net om terug te kom, so dit is nou na die punt toe wat ek werk hierso. Die gawe van die Heilige Gees behoort nie aan jou nie. Nee, is nie jou gawe nie. So ek wil net weer daarop klem, dis nie jou gawe nie. Jesus Christus, die Heilige Gees gee dit vir jou vir daai oomblik wat jy het nodig het vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke tyd. Jy gaan nie die hele tyd die gawe van genesing hê nie. Jy ontvang die salwing nou. Die Heilige Gees sê vir jou, die persoon het kanker, hy gee jou nou daai gawe om daai kanker aan te spreek. Dit is wat gebeur. Dit beteken nie nou jy kan nou vir almal in die straat gaan bid en hulle gaan gesond word nie. En dis hoekom jy baie keer sien hierdie ouens bid vir mense, hulle word nie gesond nie, want dit was nie die salwing, dit was nie die Heilige Gees wat hom daai krag gegee het op daai oomblik nie. Amen, Henry, en dis hoekom ek altyd sê, ons moet baie versigtig wees dat dit nie jy is nie. Onthou net een ding. Hierdie gawe is die gawe van die Heilige Gees om God te verheerlik, om die mens te stig. Nie om my eer te gee nie. En baie keer wil ons kom en ons as mense is geneig om te doen om te sê, daai man het die gawe vir die gawe funksioneer, kom ons sê van genesing funksioneer meer deur hom, maar is nie sy gawe nie. Dis God se gawe. Heilige Gees wat dit gee soos hy wil. En dit is wat 1 Korintiërs 12 vers 11 sê, soos wat die Heilige Gees wil. Dit is 'n skrif wat jy nie kan verbykom nie. Kan nie. Paulus sê spesifiek direk, jy hoef dit nie te interpreteer nie, want hy sê dit pertinent, die Heilige Gees gee dit soos wat hy wil. Jy kan nie verby dit kom dat dit joune is. Die Heilige Gees gee dit en hy gee dit soos wat hy wil. En ek dink hoekom party mense, ek het bietjie daaroor gesit en dink vandag, hoekom party mense dalk meer kere die gawe van genesing ontvang. Ek dink is baie keer dalk jou persoonlikheid en die roeping wat God vir jou het. So, as jy 'n teruggetrokke persoon is en jy's nie iemand wat uitgaan in die wêreld en mense gaan bedien nie, gaan jy nie somme, dis nou net my opinie hoe ek dit sal beskryf, dalk die gawe van genesing of so iets of profesie ontvang nie. Maar iemand wat uitgaan na mense toe, wat daai uitspattige persoonlikheid het, wat uitgaan na mense toe en vir hulle wil bid en wil gesond word. Jy gaan dalk daai ou dalk kom baie keer meer dit sien hê, want hy's in daai situasies waar God hom kan gebruik om mense gesond te maak. Ek stem met jou saam daar, want ek soos jy sê, 'n gawe soos die gawe van genesing, jy kyk baie keer na sy persoonlikheid en daar speel 'n rol en dis ook dalk sy bediening. Ja. Elkeen het 'n unieke bediening en as dit jou bediening is, gaan die gawe van genesing dalk sterker deur jou opereer. Selfs met 'n profeet. 'n Profeet maak staat op die bonatuurlike gawe van profesie. Maar dis nie al gawe wat hy het nie. En ons moet dit baie mooi, want daar's baie keer wat mense kom, nee, dis nie net daai gawe nie. Jy het al 9 gawes, want die Heilige Gees gee al 9 vir jou, want hy woon in jou. Yes. En hy besluit op daai oomblik watter een hy gaan gebruik. Ja, ek glo, soos met 'n profeet, daar is die gawe van profesie wat meer deur hom werk, omdat dit sy bediening is. Nie almal van ons is profete nie, maar dis ook nie te sê dat jy nie 'n profetiese woord vir iemand gaan hê nie. Ja, my persoonlike opinie is enige iemand kan 'n profesie. Dis hoekom ek nie daarvan hou. Ons lewe in die tydperk van die gawes van die Heilige Gees. Ja. So die ding is, nou baie keer het iemand 'n profesie of die gawe werk baie keer meer deur hom. Dit maak nou nie noodwendig dat hy nou 'n profeet is nie. Dis die Heilige Gees wat hom daai gawe gee. Amen. Net soos wat jy nie nou 'n geneesheer is of hierdie ou is wat mense gesond maak, dis die Heilige Gees wat jy krag en al die eer, lof en aanbidding moet altyd die Here toe kom. Dis baie belangrik. En weer eens, dis hoekom ek sê, dis die gawe van profesie wat deur daardie persoon funksioneer. 100%.
En ons moet dit baie mooi. Dis nie my gawe nie, dis die gawe van die Heilige Gees. Amen. Nou, voordat ons afsluit, en ek sien ons kamera operateer het nou al vir ons gewerk. Ek wil net gou een ding sê, die eienskap van die gawe van geloof is 'n bonatuurlike vertroue in God om jy in 'n spesifieke omstandighede nou te help. Amen, ja. Nie môre nie, nou. Yes. Dis 'n bonatuurlike vertroue. Ek sê altyd, kom ons vat 'n kind, nou het hy aangejaag en hier gaan iemand nou vir hom voeter. Dan weet jy hardloop stryd na sy pa toe. Pa, jy moet my beskerm. Ja. Maar hy het hom nou nodig. Hy het hom nie môre nodig, hy het hom nou nodig. Ja. En dis hoe die gawe van geloof ook. Ek stem saam, want eintlik as ek nou daaraan dink, die paar voorbeelde wat daar is van hierdie bonatuurlike geloof in die Bybel, is dit gewees vir nou dadelik, dit het dadelik gebeur. Dit was nie 'n ding wat jy vir 'n week lank vertrou het nie, want dan is dit ook nie 'n bonatuurlike gawe gewees nie. Dis hoekom ek sê jy moet die verskillende gelowe verstaan om die bonatuurlike gawe van geloof te verstaan. Dis hoekom ek die 4 aangehaal het. Ja. Ons het die natuurlike een, ons het die historiese een, en as jy nie dit verstaan nie, verstaan jy nie hierdie gawe nie, want hy's 'n bonatuurlike een wat nou vir 'n doelgerigte op hierdie oomblik Ja, funksioneer. 100%. Om te bid vir werkloosheid is nie 'n bonatuurlike gawe van die Heilige Gees nie. Dis my gewone geloof, my natuurlike geloof dat God gaan vir my uitkom stuur. Nee, ek stem saam met dit. Ek dink ja. Ja, nee, ek dink ons het dit redelik goed verduidelik. Ek kan nie dink dat ons eintlik dit beter kon verduidelik nie. Ons kan meer voorbeelde dalk gee, maar dit is wat dit is. Ek dink ons het dit goed bespreek. Dit was 'n lekker reeks gewees. Dit was 'n baie lekker reeks, Hendrie. En soos gesê, ons begin volgende week 'n bietjie gesels oor ons is op pad na Pinkster toe. En Pinkster is vir my die belangrikste tyd vir 'n kind van God wat ons nou gaan ingaan. Vir 'n gelowige, en dan gaan ons bietjie gesels oor die 7 kruiswoorde en die betekenis van die 7 kruiswoorde. Ja. En as ons genoeg tyd het, dan kan ons sommer spesifiek een dag uitsonder om te sê wat is Paasfees, waar kom dit vandaan, hoekom is dit belangrik? Baie belangrik. Ja. Een dag uitsit vir dit en dan ook aan die kruiswoorde behandel. En Ja. ek dink is 'n goeie tema. Ek dink ons het 4 weke oor, 4 Woensdae Voor dit Paasfees is, en dan gaan ons in elk geval nie beskikbaar wees nie. Dis die een keer in die jaar dat ons, dis 'n groot dag vir ons. Absoluut. Of nie 'n dag nie, 'n groot naweek vir ons wat ons het. Want dit is seker die belangrikste dag vir ons as Christene wat ons glo. Is absoluut oor Jesus, en ons gaan vier dit, ons dedicate daai dag, daai naweek aan die Here. aan die Here. So ons gaan dan nou nie daai Ja, spesifieke en Woensdag Bybel bespreek. Terwyl ons die geleentheid, ek weet ons kameraoperateur se vinger gaan op, wil ek net sê, en ek wil almal uitnooi. Ons het ons Paaskonferensie by Ligkruis in Bronkhorstspruit, en ons gaan almal daar by mekaar kom. So die wat in die omgewing is, kom na Bronkhorstspruit PPK toe by Dr. Pieter Uys en kom geniet dit. Kom aan bid saam met ons. Ja. Dit wat in die kruis vir ons plaasgevind Dink die het. advertensie is op ons Facebookblad. Ja. Ons sal hom sommer pin bo aan, laat hy heeltyd bo is. En ja, is lekker. Ons dienste van Vrydag tot Sondag. Amen. Musiek, preke, samesyn, Ja, kuier, is eet. lekker. Absoluut net wat ons as Christene by mekaar kom en ons herdenk wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Amen. En dit is so belangrik dan. Ja, 100%. Dankie. Dis wonderlik. Dankie Dankie. pastoor. Maar ja, dankie vir hierdie reeks om net so af te sluit pastoor. Ek wil dankie sê. Ek dink dit is 'n onderwerp wat moes aangespreek geword het. Vir my persoonlik toe ek nou begin navorsing doen, ek moet sê dit is iets wat tekort kom. Daar's nie baie leerstof veral in Afrikaans rondom hierdie onderwerp. So ek hoop regtig in die toekoms en selfs nou vir die mense wat ons gevolg het, dat dit hulle regtig help om geestelik te groei en ook om hierdie gawes van die Gees beter te verstaan. So, vir as hulle dit ontvang, dat hulle ook weet hoe dit funksioneer en hoe om daarin te funksioneer. En dit nie 'n tradisionele aksie Ja, is nie. 100%. Nee, ek is nie vir dit te vind nie. Ja. Ja, dis is al van my kant af. Ag nee. Kom ons sluit af en ons sê vir die Here dankie vir dit wat hy vir ons doen. Kom ons sluit ons o. Liefdevolle Vader, Here, ons kom met dankbare harte vanaand na U toe, Here. Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, ons besef nie altyd, Here, hoe geseënd ons is, Here. Here, daardie dag, Here, toe U die uitstorting van die Heilige Gees laat plaasvind het, Here. Here, ons is so onkundig aan wie die Heilige Gees is, Here. Here, daar is so groot teologiese debat, Here. Is hy 'n krag? Is hy 'n wese van die drie eenheid? Here, ons weet vanaand, Here, met 'n redelike bonatuurlike liefde in ons hart, dat hy persoon van die drie eenheid is, Here. Amen. Here, ons gee hom dan ook, Here, daardie regmatige plek in ons lewens, Here. Here, ons wil vanaand ook kom, Here,
En ons wil vra, Here, maak ons diensbaar. Here, dat die krag van die Heilige Gees deur ons kan opereer, deur ons kan funksioneer, Here. Here, nie om aansien in die samelewing te kan kry nie, Here, maar om U te verheerlik, Here. Sodat mense deur daardie bonatuurlike krag, Here, daai wow geleentheid kan kry, Here, om U hand in werking te kan sien, Here. Here, maak elke hart oop, Here. Maak elkeen se geestelike oë en ore en harte oop, Here, sodat hulle ontvanklik sal wees, Here. Want Here, U sê in die woord, ek stuur vir julle iemand wat kragtiger as ek is. Julle kan groter dade deur hom doen, maar Here, dan moet ons vanaand kom en ons moet erken, hy is deel van die drie-eenheid. Hy's 'n bonatuurlike Christus wat in ons woon, Here. En daarom, Here, stel ons liggame beskikbaar as die tempel, die woning van die Heilige Gees, om deur ons te kan funksioneer. Dit is my gebed vanaand, dat elkeen 'n innerlike begeerte sal hê om meer van die Heilige Gees in sy lewe sigbaar te sien. En ons vra dit in Christus Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, mooi en geseënde week.